Daar was 'n tyd toe toegang tot die woord van die Here baie skaars was. Sommer net 'n paar eeue gelede nog, voor die boekdrukkings algemeen geraak het, was daar eintlik maar baie min mense wat self 'n teks of manuskrip van die Bybel gehad het. Die woord was net beskikbaar by die kerk, dit was eintlik maar net geleerdes of mense wat manuskripte kon bekostig, wat 'n gedeelte van die Bybel meestal in hulle besit gehad het. Vandag is dit heeltemal anders. Die meeste van ons het 'n Bybel en in die digitale era is die woord van God letterlik enige tyd en oral beskikbaar. Die meeste van ons loop rond met fone waarop ons enige oomblik die woord van die Here kan lees. Maar saam met al die toegang tot die woord het die stemme ook vermeerder. Daar's meer preke, meer platforms waarop ons die woord kan hoor, meer video's, podcasts, sogenaamde profetiese woorde wat mense op sosiale media laai, geestelike raad. Wat regtig ontstellend is hoe maklik gelowige mense sommer enigiets as die waarheid van God aanvaar as dit selfs net effens Christelik klink. Gaan kyk maar op sosiale media hoe maklik mense ja en amen sê op enige iets wat godsdienstig klink, sonder om mooi te lees, sonder om mooi te dink, sonder om dit nugter te gaan toets aan die waarheid van God se woord. Nou in die vorige gedeelte wat ons gelees het, het Petrus juis 'n saak daarvoor uitgemaak dat ons die woord van die Here ontvang het deur die werking van die Heilige Gees. God se woord het na ons toe gekom deur die Gees, sê hy. Maar hier kom hy met 'n waarskuwing. Nie elke stem wat van God praat, bring God se waarheid nie. Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Vanaand gaan ons voort met ons skriflesing uit die tweede brief van Petrus en ons lees uit hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 3. Maar daar was ook vals profete onder die volk en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle hebsug sal hulle julle met allerlei stories uitbuit, maar hulle vonnis is lankal gevel en hulle ondergang is onafwendbaar. Gelukkig is elke mens wat hierdie woord van die Here hoor en dit ook glo. Hierdie waarskuwing van Petrus skryf hy net nadat hy gesê dat die profete nie uit hulle eie gepraat het nie, maar dat dit die Heilige Gees was wat die woord van God tot by ons laat kom het in mense woorde. Maar tog sê hy dan nou, daar was ook vals profete onder die volk. En in ons tyd moet ons ook nie naïef wees daaroor nie. Net so sê hy sal daar vals leraars onder ons wees. Dit is die eerste ding wat ons moet hoor in hierdie gedeelte. Die gevaar kom nie altyd van buite af nie. As dit maar so was, dan was dit baie keer dalk makliker. Maar die gevaar kom dikwels van binne af. Van mense wat ons ken en vertrou, van mense wat die taal van geloof gebruik, mense wat van God praat, mense wat Bybelwoorde gebruik, mense wat klink asof hulle weet waarvan hulle praat. Petrus sê, hulle bring vernietigende dwalinge in. Dit kom nie altyd openlik en duidelik nie. Baie keer word dit stilweg ingedra in die kerk en in die gemeente. Klein skuif weg van Christus. 'n Klein skuif weg van die woord van God. Ja, sonde word so bietjie minder ernstig geag. Die oproep tot bekering en 'n lewe van gehoorsaamheid is nie meer so sterk nie. Vryheid word beloof en van gepraat. En so verloor Christus sy gesag oor ons lewens. Petrus sê selfs dat hulle die Here verloon wat hulle vrygekoop het. Dis verskriklik. 'n Mens kan baie oor Jesus praat, maar as die Jesus wat verkondig word, nie meer as die Here verkondig word nie. Nie meer verkondig word as die Here wat regeer oor ons lewens, wat ons roep tot bekering en gehoorsaamheid nie, dan is daardie verkondiging nie die waarheid van Christus nie. Hy sê hier, baie mense sal hulle volg. Baie volgelinge beteken nie altyd dat 'n stem waar is nie. Daar kan groot platforms wees, gewilde predikers,
mooi woorde, sterk emosie, maar dit is nie die toets vir die waarheid nie. Die toets is eenvoudiger en skerper. Bring hierdie stem my onder Christus se heerskap? Bring dit my terug na die woord? Laat dit my die sonde in my lewe haat en Christus lief hê? Leer dit my godsvrug, selfbeheersing, volharding en liefde? Of streel dit net my gemoed? Bevestig dit net wat ek graag wil hoor? Petrus sê verder, valse leraars gebruik mense uit hebsug met versinnende woorde. Hulle kom nie om die skape te versorg nie, hulle kom om die skape te slag en te gebruik. Hulle kom die skape gebruik vir hulle eie doeleindes, om hulle eie ego te streel, om 'n groot volgelingskap op te bou, om vir hulle 'n koninkrykie te bou, om vir hulle geld bymekaar te maak en naam te maak. Maar ook hier is daar troos, sê Petrus. God slaap nie, hulle oordeel sal nie uitbly nie. Die Here sien wanneer sy naam misbruik word. Hy sien wanneer sy mense verwar en uitgebuit word. Petrus se oproep is duidelik. Moenie naïef leef nie. Moenie elke geestelike stem sommer vertrou nie. Bly naby Christus, bly by sy woord. Toets wat jy hoor, toets dit aan die woord van God. Luister saam met die kerk en die verstaan van die kerk daarna. En vra, bring hierdie stem my nader aan die Here wat my gekoop het, of trek dit my van hom af weg? Bevestig dit sy heerskap oor my lewe, of maak dit my die meester van my bestemming? Kom ons bid saam. Here, ek bely dat ek baie keer maklik beïndruk word deur woorde wat geestelik klink. Ek hoor baie stemme, maar ek onderskei nie altyd reg nie. Hou my tog naby aan U en aan U woord. Bewaar my van lering wat my van U af wegtrek. Gee my 'n nederige hart, Here, maar ook 'n nugter verstand en 'n wakker hart. Leer my om in U waarheid te leef, om U waarheid lief te hê en om U stem altyd te volg. Amen.